Goeiemôre gemeente. Ja, hierdie week is dit ek en jy wat saam met mekaar 'n bietjie deur die gedagte van die wapenrusting wandel. Ek het regtig besef vir my laaste preek wat ek saam met in die gemeente gepreek het, waar Paulus en Silas in die tronk was die aanval en die rede hoekom hulle in die tronk beland het, juis as gevolg van 'n bose gees. En as daai bose gees nie daar was nie, en Paulus nie die gees uitgedryf het nie, sou daar niks met hulle oorgekom het nie. Ek het daai spesifieke preek afgesluit met Soek in God jou sterkte, lied 513. Ek wil graag die woorde van die lied vir jou lees, net so die eerste paar woorde. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag, met sy wapenrusting klee hy ons met mag. Nie teen medemense is ons worstelstryd, maar ons veg teen Satan en sy sluwe listigheid. Hy stuur bose magte in die wêreld in, maar met God se wapens kan ons hulle oorwin. Ja, en dit het my regtig gemotiveer om saam met jou hierdie week te kyk na die wapenrusting. Nou in Efesiërs 6 vers 10 sê die Here, lees ons daar verder broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. So, as ons in ons daaglikse lewe is en ons kyk wat alles in die vandagse lewe om ons aangaan en die wêreld is so deurmekaar en dan word ons kwaad vir leiers en ons wil alles in die regering en oral verander, dan besef ons maar ons stryd is nie teen mense nie, maar teen boosheid in die lig. Hoe word ons dan kragtig in die Here as ons lees, kry by God jou krag, want hy rus ons toe vir hierdie stryd waarin ons eintlik vasgevang is. Want jy sien, dit gaan eintlik oor 'n geestelike oorlogvoering en nie fisiese gevegte nie, maar die geestelike stryd waarin elke gelowige hom of haar bevind. Want sien, ons almal twyfel, ons almal het versoekings en daar is goed wat ons baie vinnig ontmoedig, vreesagtig maak en dinge soos geestelike aanvalle. En hoe ouer ons word, beteken dit nie vir ons dat die stryd verby is nie, maar besef ons dat ons ook meer en meer tyd het om terug te dink oor al die dinge wat ons verkeerd gedoen het, of anders te wou doen het. En juis veg ons nou 'n ander stryd hoe ouer ons word. Veg ons teen eensaamheid, gesondheid, verlies, dan ook soms spyt. Nou hierdie week wil ek van môre af regtig ernstig by jou stil staan oor die wapenrusting, waarmee ons moet klee. God het dit geweet, hy het geweet, hier gaan 'n stryd wees, en wie is dan die innerlike bron, waarmee jy jou elke dag kan aantrek, en jou die vermoë gee, en die krag gee, om elke dag staande te bly. Na Pinkster is die Heilige Gees uitgestort op almal. God sluit niemand uit nie. Die krag van die Heilige Gees is vir elkeen wat glo, maar dan beklee hy ons met hierdie drag wat ons elke dag moet aantrek. God kyk nie na ons liggame nie, hy kyk na ons hart. As jou hart vir hom oop is, dan werk hy met sy Gees in jou. Kom ons klee ons hierdie week dan met sy Gees. Kom ons bid saam. Ja, Here, so aan die einde van Pinkster, in die begin van net 'n nuwe seisoen wat weer aanbreek, wil ons kom vra, Here, dat U ons sal toerus. Ons wil beklee word met U Gees. Ons wil die stryd vir U gaan stry, want U het vir ons gesê, U gee ons die Gees om juis te gaan werk, en juis gaan dit oor
ons missionaliteit. Here, dat ons kan uitgaan. Ons vra dit in U naam alleen.